Ek wil ons ook met gebed en dan kan ons begin. Vader, dankie vir die voorreg. Dis nou hier kon worship Abba en waarheid in die Gees. Vader, ek bid nou Abba dat U deur U Ruach, die Heilige Gees sal kom, Abba, en die plek sal vol, Vader. Abba, ek bid dat juke weggevat sal word. Abba, ek bid dat kettinge gebreek sal word, Vader. Abba, ek bid dat U verheerlik sal word vanoggend, Abba. Dankie vir die weg wat U seun Yeshua gemaak het, sodat ons kan vry wees, Abba. Dankie dat ons vriend kan noem, sê hierdie woord. Maar ek bid nou, Vader, dat U sal spreek en mag ons saam in antwoord spreek Here, want U dien snegte luister. Dankie vir die woord. Ons eer U nou en ons vra alles in die seun Yeshua se naam. Amen. Amen. Wat julle so welkom by die fees. Dis 'n fees van Abba Vader en dit is belangrik om dit te onthou want ons het gister gepraat dit is sy appointed task, dit is sy moadim. En dis ewige instelling wat ons as sy kinders moet geniet en tot herinnering. Tot herdenking om dit te doen. Soos wat mens Paasfees geniet, moet mens die fees van Sukkot, al die feeste doen in herinnering. Right, so fees van Sukkot is die vreugdesfees en ook hierdie fees van ligte, dis die ligtefees. En is so mooi, ons het gisterand gekyk na die maan, hoe mooi die maan was, want dis hierdie ligfees. Abba kom sê hierdie fees op 'n volmaan. Waar die ander feeste, baie van die feeste word gesê op die nuwe maan, wat die donker maan is hierdie die ligfees op die nuwe maan, volmaan. Hy was so mooi rooi gewees gisterand, is regtig mooi gewees. So, Yeshua, hy is die lig, en ons weet eendag, volgens Openbaring 21, praat van die nuwe hemel en die koninkryk van God, gaan daar nie 'n lig wees nie, daar gaan nie 'n maan wees nie, daar gaan nie so mooi maan soos vanaand wees nie, want soos gisterand en vanaand wees nie, want Yeshua gaan nou wees. Hy is die lam, en hy is die menorah, en is so mooi hoe al die kerke van Openbaring, die 7 kerke verduidelik is hierdie 7 menorahs. Dis die 7 kerke wat hierdie 7 menorahs, hierdie 7 ligte moet wees. En Yeshua kom sê in Efese, maar ek vat die lig uit, want julle is dood. En is belangrik dat ons hierdie menorahs moet wees, ons moet hierdie lig skyn. Die Vader se lig moet deur ons skyn. So, om te leer verstaan oor die fees, ek het gisterand gepraat, gaan ons lees oor die fees. Levitikus 23 vers 34 sê, spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag van hierdie 7de maand, is dit die 7 dae lank 'n hittefees vir die Here. Let wel, dis vir Israel en nie vir die Jode nie. Right? Op die 8de dag moet daar 'n heilige vuurdag wees. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vuurdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. 7 dae lank moet julle aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 8de dag moet daar vir julle 'n heilige vuurdag wees. En julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Dit is 'n feestyd. Julle mag geen beroepswerk doen nie. Dis die feestyd van die Here wat julle moet uitroep as heilige 4 dae om aan die Here 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer, 'n spysoffer, 'n slagoffer, drankoffer soos vir elke dag voorgeskrywe. Behalwe die sabbate van die Here en behalwe julle gawes en behalwe al julle geloftes en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan die Here gee. Maar op die 15de dag van die 7de maand, as julle die opbrengs van die land insamel, moet julle die fees van die Here 7 dae lank vier. Op die eerste dag is dit 'n rusdag en op die 8de dag is dit 'n rusdag. Dis volgende week Dinsdag. En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem, hoor gegee, vandag gaan baie gaan hierdie, moet julle vir julle vrugte neem van suurlike bome, met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers, en 7 dae lank voor die aangesig van die Here God vrolik wees. Dis hoekom ek deeltyd gaan praat van ons moet vrolik wees op hierdie fees. En julle moet dit as fees van die Here 7 dae in die jaar vier. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. In die 7de maand moet julle dit vier. 7 dae lank moet julle in hitte woon, almal wat in Israel gebore is, moet in hitte woon, sodat julle geslagte kan weet dat ek die kinders van Israel in hitte laat woon het, toe hulle uit Egipte gelei het, ek is die Here julle God. So het Moses dan die feestydde van die Here aan die kinders van Israel bekend gemaak. Soos ons gesien het Yeshua, die hele, ons het gepraat, Dinsdag aand daarvan, en ons het gisteraan 'n bietjie gepraat van, die hele waterseremonie het Yeshua kom vervul. Want hy is die lewende water, hy waar hy gestaan het langs die bad van Shalom, en hy sê waar mense opgaan, en hulle, die hoofpriester kom, en hy vat die beker, en hy gaan op boot toe, nadat sy klere geskeur is, kom Yeshua, en hy staan daar langs die bad van Shalom, sê, maar hy doen die fees, maar hy sê, ek is die lewende water. Kom, die wat dors is, kom na my toe. Ek sal vir julle strome lewende water sal uit my binneste uitvloei.
vir julle. So hy het kom vervul in daai mate van, hy is die lewende water. Hy daai op die 8ste dag het hy gestaan daar so langs die pad van Sion. En die wat dors is, moet na hom toe kom. Dit is so amazing, dat as jy dors is, sal hy lewende water vir jou gee. En dan sal jou beker oorloop. Ons het gepraat van daai potjie van waar dieselfde prentjie van die potjie waar die mense die water geskep het. En baie interessant, baie belangrik, as jy 'n potjie vat wat gebreek is. Jou potjie moet reg wees. Want die bekertjie moet reg wees om wat water kan oorloop. En as daai bekertjie gebreek is, moet jy eers gaan en daai bekertjie gaan regmaak. Jy moet eers die pottebakker vra om vir jou reg te maak. Dis soos die klei wat vir die pottebakker gegee word. En dan, daai tyd as 'n potjie gebreek was, het hulle water en bloed gevat. En dan het hulle dit gemeng, en dan het hulle dit gesmeer tussen daai kraakies van my potjie, en so het geheg. En dis so mooi prentjie van die lewende water, en Yeshua se bloed, waar daai potjie deur hom kom, en hy maak hy potjie weer genees, sodat jy beker water kan dra. En dan daardeur kan uitvloei. Dit is ook so 'n mooi prentjie van Yeshua voordat hy gekruisig is, gaan sê hy vir sy disippels, gaan wag, gaan soek hierdie plek, gaan soek hierdie bokamer vir julle. Dis waar my gees, Ruach HaKodesh, uitgestort gaan word. En dan wat is die teken gewees waar hulle moes gaan kyk het waar die bo vertrek is? Was gaan kyk na 'n man wat 'n waterpot kruik dra op sy kop. Iemand wat 'n potjie water dra, daarso sal my gees uitgestort word. Daar waar my lewende water is, daar sal my gees uitgestort word. Water is 'n teken van hy die gees op uitgestort word. So, dit is so mooi prent van hierdie, wat dieselfde wat die hoofpriester raai wat hy water mee geskep het. So ons potjies moet reg wees. So, Yeshua het gekom en hy het gesê, hier is vir water. Okay, maar daar is iets wat jy moet doen as jy dors is. Hy sê, die wat dors is. Dit is belangrik. Hy sê, ek gaan ons weet dis. Hy sê, die wat dors is, hoor hierso. Die wat dors is, kom na my toe. Hy sê, kom na my toe wat dors is. Maar jy moet dors wees. Dit help nie, jy het 2 liter Coke klaar gedrink en jy gaan staan en daarso. Die wat dors is, kom na my toe. Die wat die lewende water soek, kom na my toe. Die wat honger is, ek sal jou brood gee. Ek sal vir jou water gee. Dit sal uit jou uitvloei, so vol sal jy word van daai. So jou potjie, jou soekuitjie, jou liggaam wat reg is, maak hom reg, kom vra vir daai kos. Ons almal weet, volgens Johannes 1 en Johannes 1:14 sê dat Yeshua die woord is en hy is ook die brood van die lewe. Hy is die woord en die woord is die brood. Ons moet honger. Ezekiel 3 sê Vader, Son of man, eat this scroll. Eet die woord. Ons moet eet. So ons moet dors vir die water en ons moet honger wees vir die brood van die lewe. Wat Yeshua, hy is die brood. Hy is gebore in die plek Bethlehem, wat beteken house of bread. Bet beteken house, Lechem beteken brood. Hy is gebore in die house of bread. Hy is die brood. Hy is die brood vir ons. Right. Ek gaan ons daai Esegiel 3 lees. Daarna het hy vir my gesê, mensekind, eet op wat jy vind. Eet hierdie rol op en gaan spreek met die huis van Israel. So dit help nie net jy's lekker honger en jy eet nou lekker woord en jy eet nou lekker brood en jou lekker water, so jy het genoeg water en lekker genoeg brood, maar jy hou vir jouself. Dieselfde soos die bakkies wat op die menorah was, het hulle elke dag gegaan en hulle die olyfolie opgevul in die liggies van die menorah en dan het hulle die bakkies gedra na die Holy of Holies toe. Want hoekom? Maar Vader was skoorste geweest, maar hy was ook in die Holy of Holies geweest. En dis hoe ons lig nie vir onsself moet skyn nie, maar vir hom. En so met die brood wat ons eet, die woord wat ons eet, die lig wat ons kry, die water wat ons drink, moet nie vir onsself wees nie. Dit moet wees vir waar buitekant. Ons lig moet skyn vir die wêreld waar buitekant. Right. So vers 2 sê, toe het ek my mond oopgemaak en hy het my die rol laat eet. En vir my gesê, mensekind, laat jou buik eet en vul jou ingewande met die rol wat ek jou gee. So mooi die ingewande is die prentjie van hierdie hoe jy dit vul en hoe Yeshua ook sê dat hy sal die hart en die niere toets. Hy toets dit. Hy toets daarmee wat doen jy met daai woord? Hy toets wat jy gaan doen met dit woord. Dis hoe hy sê, ek gaan die hart en die niere toets. So jy eet hom en jy maak jou ingewande vol met die rol.
Dan sê sy, en ek het geëet, Esegiel, en dit was in my mond soos heuning so soet. Dis hoe die woord moet wees as jy hom eet. Soet soos heuning. Dit is so mooi. Dit is geestelik. Want dit gaan nie lekker afgaan as jy gaan die papier eet nie. Ek weet baie kinders eet papier. Maar ja, dit moet geestelik so soet wees soos heuning vir jou. En dit is so soet soos heuning. Het jy al hierdie, as jy daai stukkie hierdie woord lees en Abba kom maak vir jou sy skat oop en hy gee dit vir jou, daai lekkerte, as jy daai woord eet, as jy dit sien, wow Abba, of as jy sien maar, Here, Yeshua, jy het gesterf vir my sonde en jy besef dit, dat daai dag is dit jou slag. Dis wow. En dit is daai prentjie van hoe soet soos heuning wees. Vers 4 sê, en hy het vir my gesê, mense kind, kom, gaan na die huis van Israel en spreek hulle aan met my woorde. So die huis van Israel was daai tyd, is 'n profesie oor die huis van Israel, die skering wat gekom het tussen Juda en Israel. Daar Israel het gegaan na die noord toe, en die paganisme gevat. Yeshua sê, ek kom van die huis van Israel. Ek kom van die verlore skape van Israel. Nie die huis van Gentiles nie, die huis van Israel. Ek kom vir hulle, en hierso sê Vader Esegiel, jy gaan jy hierdie goede wat soet wees en gaan spreek met die huis van Israel. Nie met die huis van Jode nie. Jode weet klaar wat daai lekker heuning nie binne is. Hulle teruggegaan na die woord toe Israel het nie. Israel het vergeet van die woord. Hulle het vergeet van die lekker heuning. Hulle potjies is gebreek gewees. Hulle het nie water in hulle gehad nie. En dis dieselfde met die visie van Handelinge 10, waar Vader vir Petrus sê, Petrus, gaan. Slag en eet, nie om vark te eet nie, maar om te gaan na al die nasies toe, om die woord gaan te verkondig, die evangelie te gaan verkondig aan die huis van Israel, die Gentiles, die heidene. Right, so, hy sê hierso, Vader sê, Esegiel, eet die woord, dat jy gaan uitgaan. Alright, hy gaan spreek in die huis van Israel, spreek hulle aan met my woorde. Nie jou woorde nie vir jou die brood nie, maar vir hulle. Right, want vers 5 sê, want jy is nie gestuur na die volk wat duister van spraak en swaar van tong is nie, maar na die huis van Israel. Nie na baie volke wat duister en spraak en swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie ken, wat jy nie kan verstaan nie. As ek jy tog na hulle gestuur het hulle na jou geluister. Maar die huis van Israel sal nie na jou wil luister nie. So Vader het klaar, Israel gaan nie wil luister. Gaan nie. Omdat hulle my nie wil luister nie, want die hele huis van Israel het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart. Hier kom weer die hart en die lewe, die niere. Alright, vers 8, kyk, ek maak jou aangesig hard, net soos jou aangesig en jou voorhoof hard net soos hulle voorhoof. So Vader sê, so ek gaan jou gaan praat met hulle, eet in die skool gaan praat met hulle, ek gaan jou hoof vir jou hart maak, met jy moet gaan praat. Dan sê so, jou voorhoof maak ek hard, soos 'n diamant, harder as 'n rots. Jy mag nie vir hulle bevrees of vir hulle beskrik wees nie, omdat hulle 'n wederstrewige huis is. Vader het hy vir my gesê, mense kind, neem al die woorde wat ek vir jou sê in jou hart op en hoor met jou ore. Ek kom, gaan na die ballinge toe, na die kinders van jou volk en spreek met hulle en sê vir hulle, so spreek die Here, Here, of hulle al luister of gaan praat met hulle, of hulle nou luister, of hulle nie wil luister nie. Kry jouself reg, kry jou potjie reg, gaan praat met hulle. Ek sal jou hart vir jou, ek gaan jou kop vir jou verhoor, ek gaan jou hart maak dat jy dit kan stel. Gaan praat nog steeds met hulle, en as hulle nie wil luister nie, dan luister hulle nie. Bid, stof af, gaan aan. So mag ons hierdie vars manna uit Abba Vader se woonkamer kry en eet elke dag, en nie rebelleer as ons die waarheid hoor nie. So volgens Levitikus 23 spreek Abba Vader Yahweh. Hy sê so, behalwe die sabbate van die Here, behalwe die gawes en behalwe al die gelofnis en behalwe al die vrywillige offers wat julle aan die Here gee. Okay, so Abba wil hê hierdie dag, hierdie fees, alles sê behalwe alles, behalwe die sabbate. Jy sien so uitstaan. Hy sê kom na my toe, hierdie is 'n amazing fees, maar die sabbate tussenin. Maar hy sê behalwe die sabbate wat julle kom, behalwe hierdie fees, hoor gekies, so jy sien iets wat uitstaan hierso. Vader het sê, ons moet alles gee op hierdie fees. Behalwe net daai wat jy self gee, jou normale sette partners op die Sabbat. Hy sê hierso, jy moet alles gee.
wees. Abba wil hierdie dag, hierdie fees moet spesiaal wees. Ons moet meer as alles gee, meer as ons daaglikse gawes, moet ons vir hierdie fees bring. So kan julle sien hoe belangrik is die Sabbat? Maar Vader hou ook van dit en ook van die vrywillige offers. Daar is verskillende offers wat verskillende omstandighede verteenwoordig. Soos 'n sonderoffer vir sonde. 'n Graanoffer byvoorbeeld om vir oes dankie te sê. Dis wat hulle daai tyd gedoen het. Ons hoef dit nie meer te doen nie. Yeshua het kom vervul. Maar dan was ook hierdie keer iets van jou af, 'n vrywillige offer. Nou het gestaan of gepraat. Wat se offer bring jy? Wat bring jy vir Abba? Maandag aand, Dinsdag aand gepraat. Dan maandag aand bel. Abba soek 'n vrywillige offer van jou af vir hierdie fees. Nou strengste touch. Behalwe die Sabbate, behalwe ander goeders, hy soek die vrywilligheid vandag. Iets uit jou hart uit. Iets hier die einde van die jaar wat jy uitstort vir Jahwe en danksegging. Wat gaan jou joy wees hier vandag? Wat gaan jou joy wees môre? Wat gaan jou joy wees volgende jaar? Wat is vrywillig dit? Nie iets wat jy moet doen nie. Abba sê, jy moet my Sabbat onderhou, jy moet dit doen. Maar hier gee Abba vir ons 'n vrywillige. Hy sê 'n vrywillige offer. My kind, ek gaan nou vir jou sê wat moet ek doen nie. Ek soek jy wil jy moet iets doen. Is dit nie mooi dat Abba vir ons hier so vrye keuse gee? Die offer wat ons vir hom wil present in hierdie tydperk. Iets wat nie getoon word nie. So mag graag jou wys broer en suster wat jy moet uitstort vir Jahwe. Die naweek tot in die 8ste dag. Wat jy vrywilliglik van word. En ek sien vrywilliglik as 'n dankie sê. Dis net ietsie. Al is dit 'n offer wat jy wil gee van 'n addiction maar miskien 'n probleem waarmee jy sit. 'n Slegte vrug. Of dalk 'n goeie vrug wat jy vir hom bring. Iets wat Vader jou weet wat jy vir hierdie jaar wil gee. Wat jy vrywilliglik van gee. Wat jy geestelik voor die aangesig van Jahwe gaan waai. Levitikus 23 vers 14 sê, op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van suurlike bome. Dis kom ons die seremonie so. Vrugte van suurlike bome. Right, dis deel, dis 'n seremonie. Met palmtakke, ons almal weet hoe lekker palmtak. Die stomp droog. Daar kom nie, dis hele kom bome, 14 bome, palmtakke bome. Okay, so terwyl ek gaan praat met die palmtakke en 'n bietjie prentjie kry van hoe lyk 'n palmtak. So waar is ons met hierdie suurvrugte soos is hierdie? Okay, met palmtakke en digte bome en rivierwilgers. Digte bome, so jy seker maar lekker dik goed is. En rivierwilgers. Ons almal weet lekker wilge weet of sien langs 'n dam 'n wilgerboom wat so hang. Okay. Voor die aangesig van die Here, julle God vrolik wees. So ons moet hierdie bome hê, ons moet vrolik wees vir Abba, right? En julle moet dit as 'n fees van die Here 7 dae in die jaar vier. Dis ewige insetting vir julle geslag. Ek gaan die hele tyd sê want dit is so mooi as daai so invryf dit. Dis 'n ewige insetting vir julle geslagte. In die 7de maand moet julle dit vier en as jy is nou Tishri is die 7de maand wat ons dit vier. So die maand is reg, die maan is reg, die 7de maand, 7de nuwe maand, 7de volmaand van die jaar, right? So maandag aand het ek gepraat en duidelik van die takke, die bome wat ons vir Jahwe moet bring en vrolik moet wees, alright? En dat dit daai lig wat hulle opgelig het van daai 4 lampe op die ligfees, die lig van die wêreld met die 4 potte met die olie van die lappe van die hoofpriester daar aangesit het, die lig wat skyn. En dit verteenwoordig die 4 hoeke van die wêreld wat ons lig moet gaan skyn vir Abba Vader, dieselfde soos Yeshua, hy is die lig van die wêreld en hulle het sy klere ook in 4 skeer geskeer, net om vanaf te sê wat gebeur het. Gaan met die uithoeke. Alright, onthou die 70 bulle wat die nasies verteenwoordig, wat ons moet uitgaan na die nasies toe. Alright, om mense bymekaar te gaan maak. Want Esegiel 37 sê is ons gaan weer almal die 2 huise, die huis van Israel en die huis van Jode, wat die bruid verteenwoordig, gaan weer by mekaar kom. Eendag, as die bruid. En hierso word daai prentjie gegee van, gaan na die uithoeke toe. Dit is daai prentjie, daai visie van Petrus, met daai wit doek wat neersak, voordat hy in slag gaan eet, die 4 hoeke. Dit verteenwoordig die righteousness, die wet van die wit doek, regverdigheid, om Vader se regverdigheid, sy righteousness, uit te vat na die 4 hoeke van die wêreld. Right. So, volgens Esegiel 36, en gaan lees 38, gaan ons weer by mekaar kom, net so is hierdie bome,
wat van gepraat word, hierdie palmtakke, die digbome, rivierwilgers, kom alles in Israel voor, oor hele Israel. Verskillende areas in Israel kom hierdie bome voor. Alright? Nou maandag aand het ons geleer van die suurvrugte. Daai suur wat jy ook vir Vader moet bring, nie net die soet nie, jy kan jou suur opbring op hierdie fees, die suurgoeders in die lewe, want jy kry soetgoeders en jy het suurgoeders. Okay. Maar as jy almal by mekaar kom vir Sukkot, soos ons nou gedoen het, en almal baie mense oor die wêreld by mekaar kom, gaan ons ook eendag weer vir Vader Jahwe by mekaar kom. Ons het gepraat van die Saterdag, die feeste gaan ons wel doen eendag in die koninkryk van God. Right. So hier word 'n beskrywing gegee van die takke. Nou ons kan om net prent te kry, hoekom sal Abba nou sê van daar moet 'n suurvrug wees, daar moet 'n palmtak. Dus ek het al die woord geleer dat Abba het vir elke ding 'n spesifieke rede. Soos brons, soos die 60 pale, daar's soos nie 61 pale, maar 60 pale. Daar's elke ding het 'n spesifieke rede in die woord. Alright. So kom ons gaan kyk na die spesifieke bome wat Abba ons gee om vir sy fees voorop te kom waai. Dis 'n geestelike prentjie, ons hoef nie fisies meer die bome te waai nie, maar as jy 'n bometak wil waai vandag, amazing aksie. Dis die natuurlike wat manifesteer in die geestelike. Dis soos nagmaal, dis soos salwingsolie. Dis die natuurlike aksie wat manifesteer in die geestelike. Yeshua het daar die offers vervul. Ons hoef nie met die offers te doen nie, maar ons kan die hele fees vier in herdenking. Dis belangrik. Om ons dit net 'n serieus of 'n wedding fees of wat ons eendag gaan doen, so begin helden. So onthou, Vader Jahwe is spesifiek. Want daar is 1000 ander boomspesies. En hy kies nie hierso oor jy nou bloekomtak voor my kom waai nie. Nee. 'n Spesifieke boom. Right? So kom ons gaan kyk. Wat wil Abba ons leer oor hoekom sê hy hierdie verskillende bome? En hoekom kleer Yeshua dit in op die einde van die dag? Want Yeshua het alles kom volmaak. Hy het alles kom inkleer van daai selfe boom. So hoor gou hierso, die Hebreëse naam, dit is alles hierdie takkies moet dan doen tot vandag. Jy moet jy in 'n bondeltjie sit. Alright? In 'n bondeltjie vasgebind. Alright? Dis die lulav en die mutaf. Ek gaan nou nie nou sê. Die etrag en die lulav. Nou, wat hulle by mekaar bind en dan het hulle dit voor Vader gewaai. Okay, dis wat hulle gedoen het. So hier staan dit. Okay, die lulav en die etrag. Ek was net aangegaan het. Okay, die lulav, hoor gegee, die lulav, dis wat hulle voor Vader gewaai. Die lulav het bestaan uit 'n palmtak, 'n rivierwilger en 'n mirteboomtak. Dis die naam van die boom. Okay, so dis die 3 wat daar was. 'n Palmtak, rivierwilger, mirteboomtak. Alright. En dan die etrag was hierdie suurlemoen gewees. Suurlemoene wat gewees het in die regter, wat die etrag was. En dan het hulle by mekaar vasgebind in 'n bondeltjie. Alright. Vir Vader gewaai op die fees. Om dankie te sê, ons het nog gepraat van die water en dankie te sê vir die reën, wat amazing. Ons kom antwoord. Jy moes dit beleef het. Julle was nie so gewees nie. Om te praat van dankie Abba vir die voorsiening, die mense in daai tyd hierdie voorsien die reën, kom dankie sê die water gevat om dankie te sê vir die reën voorsien toe. Toe reën dit eers keer. Letterlik toe sê die reën toe. Kom Abba toe porre reën. So sê dit amazing, die lewe God. Alright, so die etrag was hierdie suurlemoen gewees. Wat ek gedoen. So, hulle het hierdie 3 takke aan mekaar vasgebind en het saam met suurlemoen vir Jahwe gewaai in al 4 rigtings. Al die uithoeke wat die rigtings van die wêreld is. Alright? Nie net in Israel nie net Israel se gedeelte nie, die uithoeke van die wêreld. So wat sy skets teken elke boomtak en blaar. Kyk. Ons kyk na die eerste een. Die palmblaar. Die palmtak, daai wat daar so is. As jy hom regop sit, okay? Lyk dit nie vir jou dalk soos 'n mens se rugstring nie. Mense rugstring met die kant, dalk sien as 'n ou se rugstring as jy net die rugstring kan vat in die brein, dit lyk soos 'n alien. Ons is okay, nee, ek sien nie alien, ek glo nie aliens nie, maar dit lyk soos dit lyk weer. So gogol. Die brein met dit is eintlik. Ons sê dalk af vir die vleis. Maar as ons so gedoop het, brein met rugstring. So, maar dit is 'n brein en dan is dit 'n rugstring en dan sal 'n klomp kant senuwees wat so uit hom uitgaan. Het jy dit al gesien? Alright, so dit is hoe die prent. As jy kyk is die prent van die dan kan ons 'n geestelike prent hierso kry van hierdie palmtak. Want Vader sê ons die palmtak vir hom waai, okay? So lekker is soos die Engels het mooi spinal cord, 'n shaft met klomp senuwees. Alright?
Nou, wat doen die spinal cord? Jou hele liggaam werk uit daai ding. Brein is gekoppel aan alles werk. So vrou, voordat sy geboorte en sy kies om dit so te doen, byvoorbeeld 'n epiduraal, dan druk hulle net daar so ietsie in die spinal cord en dan sê dan werk die winkel nie meer lekker nie, dan sal niks onder nie. Niks nie. En dit is hoe dit werk, alright? As jy daai gedeelte wil gaan. Ek kan nie sê as jy bang is nie. Ek glo. Okay, maar nou, so dit is die spinal cord. Dit is basies die pad van bo na onder, van jou brein tot onder. Alright? En as jy al jou seine van jou brein gaan uit daar uit en keer terug. So dis die beheer. Dit is die hoe kan ek sê, die pad van die brein. Hardloop daardeur. Alright. So die geestelike prentjie, is dit nie die koneksie tussen die gees, vlees en siel nie. Jou wil, jou gedagtes, jou emosie is die siel. Jou liggaam is fisies hierdie, dis jou liggaam en dan jou gees. Dit is 'n koneksie, alright, met die spinal cord. Dis deel van dit. So dit is 'n geestelike prentjie van waar die gees die vlees moet oorwin. Alright. En alles is connected. Alles in die liggaam. Die oog met die mond, die lyf met die hart, wat dan die beweging gee. Dit wat jou soekatjie, jou tabernakeltjie beweeg. En hou die ander gedeeltes aan mekaar. Is die tabernakel wat alles vasgebind met hierdie toue. In die tabernakel, byvoorbeeld, hoor hierso, die sel was vasgespan gewees. Hy het die toue gehad wat hom vasgehou het. Hulle kon nie hom beweeg nie. Vas aan iets. Die Ohel was vasgewees aan die tabernakel. Was vasgewees. Daar was baie goedes, soos die omheining was vasgewees. Want hulle was vasgespan gewees. En dis die prentjie van ons wat die vandag die tempel of die tabernakel is, volgens 1 Korintiërs 6 vers 16, vanaf dit af, ek ons lees, wat vas moet gebind moet wees, dit moet vas wees aan iets. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie, want die twee, sê hy, sal een vlees wees, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Hoe mooi is dit? Ons wat Vader Jahweh aanhang, is een gees met hom. Soos vas. Vlug van hoerery af. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dan julle nie aan jouself behoort. So ons tempel, ons soeka, moet vas wees aan Vader se Gees, se Ruach HaKodesh, sy Heilige Gees, vas wees. En Ruach moet die middelpunt wees, sy Gees moet die middelpunt, wat Vader, Esegiel, ek gaan hierdie hart van klip uithaal, en ek gaan vir jou hart van vlees gee, en ek gaan my Gees in jou binneste sit, om jou te maak, my insetting en my verordeninge te doen. So dit moet die middelpunt wees, van jou Ruach HaKodesh, Heilige Gees moet jou spinal cord wees, dit moet die middelpunt is die palmtak, en die res moet daar uitgaan. Die gees moet die vlees oorwin. As jy moet geesmens, moet heel eerste, jy moet luister, die gees moet die vlees oorwin. Wat jou spinal cord is, jou binneste gedeelte is, en dan gaan die res, hierdie senuwees wat uitgegaan, gaan ou liggaampie dan wat beweeg, en gaan siel wat beweeg. Maar ons moet vas wees, hy moet vas wees binnekant ons. Dis die palmtakse prent. Maar as jy gaan oreer, dan gaan jy twee wees in plaas van een. As die vlees gaan oorwin, dan gaan daar 'n skeiding wees tussen die gees en die vlees. Jy moet vas wees, die gees moet in jou liggaam oorheers, en dan moet die vlees luister. Jy kan nie gaan oreer nie, want dan gaan jy, wat sê, ons word een, soos ons een, in die gees, liggaam en siel. Net soos Vader Jahweh ook een is, Vader, sy Seun en sy Heilige Gees. Een. Okay, so in die volgende item, so as jy die palmtak het ons nou klaar verduidelik, en dis wat ons voor Vader moet baai, dis wat ons voor almal moet bring, is hierdie liggaam wat gees gedrywe is. Dis die prentjie van die palmtak. Die ene enetjie is,
Die volgende enetjie is, van die lulav is die wilgertak. Nou, as jy al gesien het wilgertakke, waar staan hulle gewoonlik? Langs water. Hulle drink baie water. 'n Wilgerboom is baie dors water. Maar dis soos 'n wilgerboom so 'n plek plant, langs 'n groentetuin plant, gaan hy baie van jou water vat. Right? So as gewoonlik plant mense wilgerbome langs water, of 'n dam, wat ook al, en jy al sien die wilgertak, hoe lyk 'n wilgerboom? Dis takke wat buig. Hy buig. Hy is maar daai hele boom buig so. Alright. En as jy die vorm van die blaartjie kyk van 'n wilgertak boom, is dit 'n prentjie van 'n mondjie. Die blaartjie lyk soos 'n mondjie. Alright. Verteenwoordig dit nie die lewende water wat uit ons mond vloei nie, en dat dit buiging aanneemlik vir Vader Jahwe moet wees nie. Geplant langs waterstrome. Elke woord het ons mond gesuiwer met lewende water, en net hom, Jahwe, aanbid. As jy tak sien wat so buig en die mond blaar, lyk nie soos iemand wat op sy knieë bid voor Vader nie. Iemand wat vooroor buig. So as jy kyk na die boom se vorm, 'n stam in die middel, geplant langs lewende water. En almal sal jou kan sê, daai boom is dors vir water. Dis wat hy is. Vooroor buig en worship en prys, maar belangrik, dors van die water, worship en prys. Jy kan nie 'n boom wat geplant is nie sê drink water nie. Kan. Boom wat nie geplant is nie, gaan die water drink nie. Jy moet geplant wees. Jy moet geplant wees in 'n bediening. Jy moet by 'n plek wees waar jy water kry. Jy sien die mooi prentjie van hierdie water. By 'n beker waar jy 'n beker kom vul. Dis 'n prentjie van hierdie rivier Wilger wat geplant moet word geestelik daar in 'n bediening waar jy 'n water kry. Waar jy jou dors gaan voed, maar waar jy ook gaan lewende water uitgee, waar jy saam in 'n plek waar jy geplant is, bidend voor Vader gaan buig en hom worship. So, dis die prentjie van die tak. Hoekom sê Abba dit? En daar moet 'n rede wees. En ons gaan kyk na die redes van elke tak. Daar's 'n rede vir dit. Hoekom Abba daai wilgertak gesien? Net gaan vra vir Abba wat jy doen. Wat is jou doel? Hoekom wil jy geplant word? Baie bome het 'n doel. Hy het 'n doel hoekom hy geplant is. Mag dit een van jou doel as 'n boom wees om te buig vir die Here en iemand. Die derde boom is die myrteltree. Nou dis 'n baie mooi myrteltree, is 'n baie mooi boom. Okay. Hy het hier mooi blomme gehad, wat blare wat lyk soos 'n klomp oogies. Die blaartjies lyk soos oogies. So Vader sê met hierdie boom, dan die palmstak, die rivierwilger en die myrtel mooi boompie moet jy saam bind. Right? Weer eens 3 bome. 1. Okay. So die boompie wat soos 'n oogie, dis 'n blaartjie soos 'n oogie lyk, kan ook wees soos die menorah wat die amandelblommetjies by menorah was. Dit kan ook die amandelblommetjies wees wat op Aaron se staf was wat sê om te wakker wees. As jy Jeremia gaan lees, praat hy van ons moet wakker wees. Dit is wat hierdie amandelblommetjies, hierdie mooi blommetjies, maar dit is nie amandel nie, maar hy het ook hierdie blommetjie met 'n oogie in. Alraai. So, dis die prentjie van daai boompie wat jy voor Abba waai, die oogie moet mooi wees. Die oë moet mooi wees vir Vader. Onthou Yeshua, waar bly Yeshua? In ons. Hy's in ons. Heilige Gees bly in ons. Alraai. Wat is ons oë? Die vensters van ons siel. Alraai. So as jou oë die vensters van jou siel is, en Vader sê hy wil hierdie mooi sien, ons moet die boompie, hy verteenwoordig die boom wat kan mooi sien met hierdie oogies. Beteken dat ons oë wat die vensters van siel is, beteken dat die binnekant, wat die binnekant aangaan, is wat ons gaan sien, buitekant. Ja. En wat buitekant aan die gang is, gaan ons kan keer om in te kom. Ja. So daar moet 'n duidelike onderskeid wees wat jy sien.
'n skoon helder vensteroogies sonder krakies. Sonder goggas. Het jy nou al gesien dat die kar wat in oorlog is met 'n klomp goggatjies in die aand? Dit lyk nie goed nie. En dit beteken, ons moet hierdie mooi, skoon oë hê vir Vader. Wat mooi is, ons moet mooi goed kyk, ons moet mooi goed doen. Moet lyk soos 'n mandelblommetjies. Nou 'n mandel beteken, om wakker te wees gesê, so met ander woorde op, is verteenwoordig hierdie sin. Ons moet kan wakker wees. As ons op wat ons kyk, waar ons kyk, ons moet wakker wees. En dat die vyand ken op die woord, en hy gaan verleeg. Johannes 8:44 sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie, wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie. Omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Wie van julle oortuig my van sonde? En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Dis hard. So dit is die woord rebellie. Dis rebellie se luister. So dieselfde blom wat op Aaron se kierie was, die amandelblommetjie, het ook rebellie verteenwoordig. Ons ken die storie van 'n Korag wat gerebelleer het, omrede hulle nie die nice werk gedoen het, Aaron se seuns gedoen het nie. Daar het rebellie gekom en Vader sê vir Moses, sê vir elke stam om sy kierie, sy staf in die tabernakel te sit, en die volgende dag die amandelblommetjies het dit aangewys wie die priesterampt doen. So kan hierdie blommetjies, hierdie mooi boompie op die priesterampt aanwys. En ons is vandag die priesters volgens 1 Petrus 2 vers 9, daar staan geskrywe, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. 'n volk ons eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Ons is die priesters vandag. Alraai. Maar vrug, baie belangrik. Die vrug, die blommetjies het priesterampt aangewys. En ons moet baie wakker wees, want vandag die vyand kan mislei en jy kry, dan gaan baie valse profete wees, dis wat die woord sê. Alright. So die blommetjie, die middeboom, is hierdie mooi, hierdie oogie wat wakker wees, en dan ook dit verteenwoordig om wakker te wees teenoor rebellie, teenoor slegte vrugte. Alright. Nou al drie hierdie bome is 'n verwysing na ons liggaam, en ja, ons wil sien hierdie vrywillige offers voorkom. Dis hierdie vrywillige offer. Al die drie bome groot wat ek nou genoem het. Dit is hierdie vrywillige offer wat Vader vir ons vorenbaai. Al drie is verbind aan mekaar en mekaar nodig om as liggaam te funksioneer. En een kan die liggaam goed opslag maak. Al drie is saamgebind. Die hele lulaaf is saamgebind. Al drie moet saamwerk. As een sleg gaan wees, gaan daai hele bondeltjie sleg word. Hulle moet saamgebind word. Net soos ons die liggaam van Yeshua en moet skoon wees as 'n bediening vir hom Jahweh. En vir hom kom buig. Mekaar gevleg soos 'n driedubbele tou met Jahweh aan die punt waar die punt trek. Soos 'n prent van die lulaaf. En hoekom ons dit aan mekaar moet vleg? Nou die etrag is die suurlemoen. Die etrag sê aan die kant gedoen het, dis die suurlemoen en dit verteenwoordig hierdie suur in ons lewe. Okay, so die suur, al die suur dinge, daar's lekker dinge, daar's soet dinge, daar's suur dinge. Maar dit kan ook soos ek gepraat het, dis nog aan, dit kan ook nie ryp wees. Want as iets nog nie ryp is nie, dan is hy suur. Tot hy ryp is, dan raak hy lekker. En dit is hoe ons voor Vader moet wees. Ons moet ryp wees. Ons moet reg wees, die regte tydperk wees. Alright. So dit verteenwoordig dalk die suurtyd en die ryptyd. Ja. Dis die prent van die suurlemoen. Lyk dit nie dalk soos die hart van die mens ook, hierdie suurlemoen? Lyk dit nie soos 'n hart nie? As jy vat die vorm van 'n hart. Dat 'n mens se hart of suur kan wees of lekker ryp kan wees. Alles gaan oor die hart. Soos Dawid gesê het, deurgrond my hart en wys of daar iets is nog in my. En hy was 'n man na God se hart gewees. So ons baie oor die hart te sê, ons kan vandag die hele dag hier sit en praat oor die hart. Maar 'n prent van hierdie hele lulaaf en die oetrag wat saam gesit word,
is dat saam met die hart, die oë, die mond en die brein werk, om Jahwe te eer elke dag. Dit is jou vrywillige offer wat jy vir Vader bring. 'n Hart van goud met strome lewende water wat uitvloei uit die binneste deur jou mond. Met oë wat rein en skoon beweeg en bidend voor Jahwe worship, op ons knieë sonder enige suur in ons lewe, maar met joy. Wil Vader Jahwe nie dalk vandag die feesdag hê, jy moet dit voor hom kom waar. Hierdie voor hom kom waar by die fees. Al die goeders saam, al die takke, al die suurgoeders. Ons almal saam gebind as hierdie bruid wat uit die nasies kom, nie wat net met hom, die koning moet konings worship, en prys terwyl ons in die hemelse soeke aangaan, wat sy seun Yeshua vir ons gaan voorberei nie. Onthou ons kom by die 8ste dag teenwoordig nie begin. Of die daardie dag, as ons in die koninkryk gaan ingaan. En dis belangrik, dat ons hierdie takke by mekaar kry, en hierdie suurgoeders, al die hele ding, vas aan mekaar bind, om in te gaan daar. Maar jy kan nie as denk, 'n suurlemoen, daai suur moet uitgaan. Ek dink die suur gaan uit die hart uit loop. Dis ek denk vandag. So ons gaan deur die poort gaan, as ons parels lyk. Die koninkryk, die 8ste dag, wat ons gaan kry eendag, tabernakel, dit is baie keer die grootte, van die tempel van die prentjie van die Holy of Holies, die 10 cubits by 10 cubits by 10 cubits, die tempel 20 by 20 by 20, en ook die koninkryk van Vader, die koninkryk ons huis eendag, 2400 km by 2400 km by 2400 km groot. Dis Kaap toe en terug by Kaap toe en terug by Kaap toe en terug. Dis so groot die koninkryk eendag gaan wees. Wat vir my uitstaan is elke hek deur wat ons gaan, wat elke stam se naam gaan op is. Daar is 12 deure, 12 hekke wat soos parels gaan uit. En ons gaan weer daai parels beweeg, saam met Yeshua wat ons gaan weer. As jy nie weet van wat se stam daar is nie, ek het gisterand gepraat, Efraim en Manasse, hulle is uit daarso. Want daar was 14 seuns gewees, Efraim en Manasse was uit omrede hulle afgodsdiens gedoen. Okay? So, dit is die parels, en ek gaan net bietjie deel oor die parels, ek het 'n paar jaar terug gepraat oor die parels. Nou, hierdie parels is 'n mooi, wat is nou 'n parel? Ken jy 'n parel? Dit is hierdie, ons sit om handeltjies, parels, okay? So, hoe 'n parel gevorm word, dit is 'n skulpie in die see, wat basies hierdie pareltjie voed heeltyd. Alright? Hy voed hom heeltyd. Die seewater gaan deur heeltyd en hy word so word hy gevorm en hy oor 'n paar jaar dan word hierdie pareltjie gevorm in daai skulp waar hy toe gaan. Right, so hy kry heeltyd hierdie goeie seewater. Ja, hy kry seewater in en dan haal hy vat net die goeie komponente om dan hierdie mooi parel te vorm totdat dit waarde het. Right. Dis so mooi, dan kom hierdie mooi parel uit. Dis 'n lelike skulp wat hierdie mooi parel uitkry. En dis hoe die koninkryk van Vader, die deure waardeur ons gaan, die hekke of die openinge, gaan lyk soos hierdie parels. Nou, Abba het alles hierdie prentjies in sy woord gegee, sy hele woord is stories en parables, dit is prente. Hy sê die skadu's wat hy vir ons teken, volgens Hebreërs 10. Alright, boven sy woord, die wet is die prentjie en die Nuwe Testament is die skadu daarvan. Alright, hoor gou hierso. Net soos die parel gevorm word in die seewater, net soos in ons. Abba sê hy ken ons voordat ons gebore is ons nie ook soos die parel wat 'n klein sandkorreltjie is en geplant is in 'n seeskulp nie, wat groei en gevorm word. Die dag as jy jou hart vir Here gee, is jy dalk hierdie sandkorreltjie. Jy word gevorm en jy gaan deur die water gaan, jy gaan deur die dinge gaan, jy gaan dalk deur die woestyn gaan, jy word gevorm. En jy moet kies of jy hierdie slegte goedjies gaan vat, gaan dan uitgaan en net die goeie gaan hou om hierdie parel te vorm op die einde van die dag. Wat groei en dan word jy gevorm, okay? So daar is moeilike tye, jy is dalk 'n lelike skulpie, jy voel ook soos 'n lelike skulpie en binnekant is hierdie sandkorreltjie. Maar as jou keuse of jy 'n parel gaan word vir Abba Vader en of jy net 'n sandkorrel gaan bly. Want daar's baie van die skulpe wat net sandkorrels is en nie parels nie. So jy het 'n keuse wat jy moet doen. So hierdie tydjie, hierdie huisie, hierdie skulpie wat toe is, hierdie soekaitjie word gevorm. So jy moet die slegte goed uitskei. Alright. Dit is deel van ons soekait, dit is deel van hierdie fees soekot. Sien die skulp van die oester is lelik.
maar binnekant is dit pragtig. En net so met ons, die parels soos vir Abba Vader, ons moet binnekant met ons mooi wees. Binnekant moet die parels gehou word, en al lyk jy buitekant nog so sterk. Ons is mens. Maar binnekant, wat gaan binnekant aan? En dis wat Yeshua sê is dat, moenie daai parels vir die varke gooi. Moenie wat belangrik is binne in jou hart. Moenie wat so mooi gevorm is oor al die jare, wat in jou hart gevorm is, moenie nie vir die varke gooi. Moenie daai parels mors. Want 'n parel vat tyd om gevorm te word. Dit vat baie lank om hierdie mooi parel te wees. En dit is so mooi prentjie, die dag as die koninkryk ons nuwe huis nog gaan wees, en op die 8ste dag, wat Yeshua gaan sê, kom, gaan ons deur hierdie mooi parel staan. Hierdie hekke van parels. Dan kan jy dink hoe mooi gaan wees. Hy gaan ons kom haal. Hy kom haal 'n heilige, skoon, maagdelike bruid. So moet jy insig op wat? Hoe lyk jy? As ons hierdie tydperk van Sukkot is ons praat van hoe hierdie Sukkah lyk. Hoe lyk hierdie Sukkah? Waar staan jy? Sien nog in Egipte, is in die woestyn, is jy al in die beloofde land. Waar staan jou Sukkah? Wat waai jy vir Abba? Hoe lyk die parel binnekant jou? Is jy 'n suurlemoen of het jy 'n hart soos 'n Dawid? Is jou ruggraat, Heilige Gees, Ruach, is hy die middelpunt van jou lewe binnekant. Oorheers jou gees en beheer jou siel en jou gees. Of is dit anders toch? Jou vlees of jou gees. Hoe lyk dit? Is jy die buigende boom wat water opsuig by 'n bediening, wat deel is van 'n bediening wat strome lewende water uitgee, maar buigend voor Vader eer? Hoe lyk jou oë? Het jy nog klomp goggas op jou oë? Of is dit die mooi vensters van jou siel, wat die discernment het vir Abba, wat discernment het, wat die priester ambt uitleef vir hom, en nie rebelleer oor wat jy as parel gees moet doen in die wêreld nie. Hoe lyk jou tydelike Sukkah? As ons gaan kyk na die Sukkah, die buite. Ons het nog nie, ons kry nie palmpak nie. So as iemand weet wat palmpak het, asseblief. Ons kort nuwe palmpak op hierdie Sukkah. Maar kyk hoe lyk hierdie Sukkahs, dis ou Sukkahs. Dis nou glad nie mooi nie. Dis vaal, dor, droog. Val uit mekaar uit. Nie eens maar hulle lyk so mekaar te val. Okay. So dis die Sukkahs. So jy is die Sukkahs, want ons is die tempel, ons is die tydelike woning, ons is die Sukkah. Jy is op die journey, jou eerste dag, het ons gepraat van jou eerste dag wat jy gebore is. Right? Die eerste dag wat jy gebore is, soos het Yeshua, hy is op die eerste dag gebore, dis die eerste dag. Jy het jou 7 jaar, byvoorbeeld, tot by jou 8ste dag. Ek sê nie presies 7 jaar wat jy gaan lewe nie. Dis 'n tydperk. Okay. 'n Tydperk, en dit is so mooi as jy die feeste gaan kyk, jou hart gee, roog ontvang, so gaan jy aan. Tot die einde waar jy oordeel Sukkah. Dit is wat jy gaan gebeur. Dit is so mooi hoe die hele in die menorah uit hierdie hele, ek noem dit Engels, hierdie marriage rehearsal is vir die bruid. Dis rehearsal, dit is 'n tydlyn, dis almal wat ons kom leer, hoe om die ding te doen, jou first fruit, jou unleavened en sure, die son uit jou liggaam uithaal, ons gaan heel dag kan praat oor. Okay, maar, die vraag is, vandag, omrede ons, die tydelike woningkie is, waarop is jou Sukkah gebou? Daai Sukkahkie wat in die woestyn beweeg, ek gaan Sondag bietjie nog van praat. As hy op sand, soos in die woestyn, of is hy al in die beloofde land? Of met PPC sement, staan hy sterk op daai fondasie gebou. Want as daar 'n storm kom, wat gaan met jou Sukkah gebeur? Wat gaan met jou tydelike woning gebeur as daar 'n storm kom? Of is jy nog besig om nog deur die Jordaan te gaan dalk? Wag jy dalk nog vir genoeg covenant? Want dit is covenant wat die Jordaan gesplit het. Wat Joshua het deur die Jordaan gegaan toe die verbondsark, die Ark of Covenant, die water raak, toe split hy. So, as jy nog daarso, voel jy jouself jy nog die covenant raak?
Is jy te bang dalk om in te gaan in die beloofde land? Want daar is melk, daar's heuning, maar daar's geveg ook. Baie keer as jy sê dis soos Josua op die punt, die ander, nie Josua en Caleb nie, die ander. Hulle is net daar. Ons bly maar in die woestyn, dankie. Hierdie is lekker vir ons is fyn daarmee. Gee ons net asseblief nog kwart of so manna. Of jy stap er aan die pad. En gaan by jou soek aan die beloofde land waar melk en mielies is en as daar storms kom, waar geveg kom, dan is jy vas. As jy van daar sien reg. Die Bybel is oopgemaak vir jou. Yeshua die weg kom maak dat jy kan inkom. Daar is tye in die woestyn waar die parel gevorm moet word. Daar is tye in die woestyn. Daar is skaafperiode, dis hard. Dis nie lekker baie keer nie. Maar Vader sê hy sal jou voete, jou klere, jou skoene sal nie verweer nie. Hy sal met jou wees. As jy jou hand wegdraai, dan gaan die slang nie jou pak. Maar dan sê hy so lief vir jou, hy gaan weer. Hy daai dit vir Moses hulle die serpent opgelig. En dit is genees. Hy kom maak altyd 'n weg vir jou. So vra vir die pottebakker vandag. Surrender jou klei in sy hande. Vader is die pottebakker en ons is die klei. Om daai potjie te maak dat jy daai water kan saamvat. Maar die probleem is dit, as klei gaan lê, gaan die pottebakker nie kan werk aan hom nie. Klei moet surrender. Sê Abba, hier is die klei vandag. Kom vorm my, kom maak my. Dis die belangrikste. Abba wag vir jou sy hande uitgestrek vir jou. Hy wag dit vir jou om 'n keuse te maak, om in sy hande in te klim en gevorm te word. En as jy gevorm word, gaan jy die pot wees, gaan jy die wilgenboom wees wat geplant is langs water, gaan lewende water begin uit jou uitvloei. Want Vader gaan vir jou die mooiste pot maak. As jou pot dalk gebreek is, dan Vader weer. So daai potjie in sy hande vandag dat hy vir jou genees. Hy gaan jou reg kry. Moet ons so wees hier die mooi pot wat lewende water dra. Soos die prentjie van die soekas, soos die prentjie van die ligfees, soos die prentjie van die Sukot wat hulle die water gedra het. Soos die hoofpriester hierdie water gedra het met hierdie water seremonie. Right? Hoor gou hierso. Ek gaan afsluit daarmee. Die priester het die water gevat. Hy het gemikwa in die bad van Shalom. Hy het die water geskep. Hy het opgegaan die trappe op na die tempel toe. Hulle het die Ululav en die Utaf gewaai. Hulle het hierdie liedjies gesing. Hulle het die liggies gedra heeltyd. Dis hierdie ligfees gewees. En dis waar Yeshua staan, kom na my toe. Vir jy lewende water kan gee. Right? Maar wat so mooi is, dan die priester gegaan en hy het by op die bronsaltaar in die tempel het hy gegaan en hy het hierdie water oorgegooi. Okay. Dis wat nou Abba dankie te sê vir die water, die reën van die jaar. Voorsiening wat hulle gekry het. En dis nou Abba nou weer aan die reën gee. En vir ons te wys, ouders sien ons. Maar saam met dit het hulle bloed saam met die water oor die bronsaltaar loop. Nou bloed die water het verskillende digtheid. Hulle het 2 potjies gehad en hulle dieselfde, hulle het byvoorbeeld een kleiner en groter dat hulle saam gooi om saam te loop oor die bronsaltaar. Right? So terwyl hulle dit gedoen het, hierdie bloed en water oor die bronsaltaar het gegooi. Dan het hulle takke gevat, palmtakke, grootes, en die palmtakke geswaai. Almal het die lulav en goed afgevat, het geswaai vir Vader terwyl hulle die water en bloed oor die bronsaltaar gooi. So wat gebeur as jy iets swaai? As jy iets swaai, kom maar wind. Waar kom wind? Hoor gou die mooi prentjie. Water, bloed, wind. Vader se ruach. Alles het op daai oomblik bymekaar gekom by daai bronsaltaar. By die tempel. Alles. Die water, in die water, dit alles begin. In die water gegaan, die pot gevat en geloop. Rein nuwe klere aangetrek, wit klere het besig gedoen.
die oues uitgetrek. Alright. So, ek gaan praat daaroor, bietjie later oor die bloed, wat hulle uitgegooi het. Want dit is as ons gaan tyd kry, ek dink ons is nou seker bietjie moeg al. Ek kan heeldag vir julle praat as julle wil, my beker loop oor. Maar net vanaand te sê, ek wil net vir julle sê, die prentjie van, hoor jy hierso, van die bloed en die water, wat gelyktydig oor die bronsaltaar gegooi het en gelyktydig die grond geraak het, want die rede was gewees, die water en die bloed moes gelyktydig die grond raak by die bronsaltaar en tempel. En nou die water, die palmtakke wat gewaai is, hierdie hele bondeltjie wat gewaai is vir Vader, okay, wat die wind van die rook verteenwoordig. En Yeshua wat by die water staan en sê, maar ek is die lewende water. Jy hoor sê, ek is nog nie gekruisig nie. Die rook is nog nie uitgesort nie, maar Yeshua, ek het vir julle lewende water. Hy staan daar so, hulle doen hierdie seremonie van die water wat op die bloed wat die grond gelyktydig raak. Wat het gebeur? Die dag toe die spies in sy ingaan, het water en bloed gelyktydig die grond geraak. Water het uit sy liggaam uitgevloei. Hy sê, ek is die lewende water. Ek is die bloed. Ek is die betaling vir julle sondes. Ek is die versoening. Ek gaan dit doen. Hierdie hele storie, ek is die lig van die wêreld. Ek is die wat julle oplig op die paal. Ek is die wat se lig moet skyn van al vier hoeke van die wêreld. Alles het op daai dag, op die 8ste dag van Sukkot gebeur. Dit is nie mooi nie. Nou ek wil julle uitnooi en ek gaan praat oor nog van die Sukkah en hoe hy gegaan in die woestyn. Maar een mooi ding wat hulle gedoen het, is dat as hulle hierdie Sukkahtjies voordat jy getrou het, die Joodse huwelik het so gewerk, voordat jy getrou het jy basies die man in die huwelikskamer gebou en in die huis gebou by sy vader se huis en dan het hy op die Goepa gebou. En die Goepa lyk soos 'n Sukkahtjie gebou. Alright. En dan wat hulle gedoen het met die troue, as hulle klaar getrou het, dan die bruid uitgegaan en sy het om die bruidegom gedans. Sy het hom die middelpunt gemaak van die Sukkah. Hoe lyk jou Sukkah? Ek gaan heel nader daarvan praat. Hoe lyk jou Sukkah? Is Yeshua die middelpunt? En dans jy om hom. Die Sukkah het die wit lappe gehad van regverdigheid. En Yeshua verduidelik in Openbaring 19 sê hy, hierdie wit lappe, hierdie wit verteenwoordig sy vrou wat haarself bekleed met hierdie wit, wat die regverdige dade van die heiliges verteenwoordig. Mag Abba ons hierdie seën hierdie naweek, mag ons hierdie joy hê, mag ons dans om Yeshua. Mag ons gekleed wees met hierdie wit regverdigheid. Mag ons hierdie bondeltjie wat ons saam bid en waai voor Vader, mag dit hierdie mooi plante wees. Mag hierdie goed wees, hierdie wolger, hierdie mirteboom en hierdie palmtak. Mag die senterpunt roog wees, mag ons oë skoon wees. Mag ons net ons hart voor Vader kom waai in die naweek. Mag ons kom vol met sy gees. En ons mag ons die naweek drink van sy lewende water. Profete, Yeshua het nog nie kom vervul op haar storie, maar ek sê ek is. En ek gaan een of weer, met die 8ste dag, is ek julle nuwe dag. Ek is die een wat die deur opgemaak. En deur my, hy is die hoëpriester vandag. En die prentjie van die hoëpriester met die bronsplaat, met die 12 stene van elke staf wat op sy borsplaat was, deur hom, Galasiërs 3:29, deur hom is ons erfgename. En die beloftes wat gegee is vir Abraham, Isak en Jakob. Deur hom. En deur hom gaan ons enig ingaan. Maar as jou keuse is, jy wil saam met hom gaan, hy staan vandag en hy roep. Soos hy daai dag gestaan en roep het by die bad van Sheba. Hy roep jou. Hy sê, kom drink van my. Los hierdie seremonie nou. Want ek kan kom vervul. Doen dit nog steeds in herdenking, maar dit is my. Doen dit, wat Abba sê moet doen. Maar ek gaan al hierdie goed vervul en drink van my. Soos met Yom Kippur wat hy gestaan het, en na Yom Kippur, wat het gebeur? Die tempel nog vir 40 jaar gestaan, alles was anders gewees. Die lappie, skarlaken lappie, was nie meer wit nie, hy het rooi gebly. Die tempeldeur het gebly, die Western Night was dood gegaan.
En die La Adonai bom was nie meer in die regterhand gewees nie, in die linkerhand gekom. Alles het verander na Yom Kippur. Yeshua het dit ook kom vervul. Maar dit moet nog weer gebeur. Dus trompette weer gebeur. Vader het trompette vervul, die trompette te geblaas het op Berg Sinai, maar dit moet weer gebeur. Hy moet ook kom nikma, hy moet ook kom sê, dis finish nou. Hy het nog nie kom finish nie. Hy het nog nie kom dag van oordeel, Yom Kippur kom finish nie. Hy het nog nie kom Sukkot gefinish nie. Maar hy kon sê, kom na my toe. Kom na my toe. Okay, ons gaan môre verder aangaan nie meer. So ja, maar prys Abba daarvoor. Kom ons bid. Ons almagtige Vader, dankie Abba vir hierdie voorreg. Want ons die woord kan oopmaak. Abba, U sê in Hebreërs 10 dat U sê U het ons hierdie skadu's, Abba. U gee ons hierdie prente, Abba. Abba, U sê Yeshua, maar moenie kinders nie verhinder nie. En so weet ons Abba dat ons soos hierdie kinders Abba voor U Vader, ons is U kinders Abba, want U is ons Papa. En Vader, ons wil leer en geef ons hierdie woord met al hierdie parables, hierdie preentjies, hierdie skadu's en alles wat U vir ons kom teken Abba en U het hierdie tekenboek vir ons gegee en so weet ons dat Yeshua kom en hy kom kleer vir ons in. Hy kom kleer elke prent vir ons in sodat ons dit kan verstaan Abba, hierdie plan wat U vir ons het, hierdie plan wat U het vir U bruid Abba. Abba, U sê Jesaja dat U is ons maker, U is ons man. En ons weet dat Yeshua sê, Vader, maar ek is in U en U is in my. En daarvoor Abba het U hierdie bruid wat U vir U seun kom gee. En Vader, dankie Abba dat die dag gaan kom dat U seun gaan staan daarso. Hy gaan staan voor die koninkryk en hy gaan wag. Hierdie mooi koninkryk van goue strate, van hierdie pareldeure, van hierdie mure wat 65 meter dik is met goue strate, met die boom van lewe wat in die koninkryk gaan staan. Hy gaan sê, kom na my toe. Jy wat vir my water afgedrink het, vir jou wie ek ken, jy wat my bruid is, want ek ken jou en jy ken my. Ons is een, ons is gaan. En ek kom saam met my in, jou naam is geskrywe in my boek. En so weet ons die woord sê, die wat sy naam nie geskrywe gaan wees in Yeshua se boek nie, gaan nie reg tot die koninkryk eendag. Moet ons is 'n waar waar jy wees, wil jy nog steeds buite wees, wil jy in die hemel, is hemel net genoeg vir jou, wil jy nog heeltyd soos die tabernakel en prentjie van die koninkryk, wil jy nog heeltyd in die outer courts wees, of wil jy enter in die holies, in die holy of holies ingaan, want eendag gaan Abba vir jou wag, ons Vader gaan vir jou wag in die holy of holies, en sy sien Yeshua gaan daar wees, en sy roog gaan daar wees, die boom van lewe. Dankie Vader vir hierdie tydperk, en dankie vir hierdie keuses wat U vir ons gee. Of ons nog steeds wil vashou in die vleispotte van Egipte, of ons nog wil bly in die woestyn en onsself jammer kry heeltyd, of ons sal die beloofde land wil ingaan. Dankie dat U vir ons elke weg en 'n keuse gee. En dankie vir die belofte, ons hou vas in die belofte wat U vir ons gegee het. Vader, ek bid dat U vandag sal verder seën, Abba. Dankie vir vandag se Shabbat. Dankie vir die set-apart dag wat U vir ons gegee het. Dankie daarvoor vir U rus, Abba. Ek bid nou vir Shalom vrede. En ek bid die seën nou uit, Abba. U sê in Numeri dat Israel ontvang hierdie seën. En Yeshua, U dankie dat U 'n weg dat U gekom het vir ons, vir die verlore skape van Israel. En dankie dat ons kan terugkom weer. Dat U ons kom terugbring het na ons Vader se hart. Dankie, Abba. Moet ons is ontvang nou hierdie seën, Abba vir U. Ja, waar ek gaan Adonai Bishmarecha. Ja, Adonai Panavlecha Vivineka. Yesa Adonai Panavlecha Viasimnecha Shalom. Vader sê, hy sal jou seën en hy sal jou bewaar. Abba sê, hy sal sy engele opdrag gee om te beskerm, maar ken hom net te wees nie hom. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef en sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy so skyn, soek op van Abba Vader, maar tabernakel van Abba Vader, mag jy so skyn, soos dat hulle jou moet toemaak, soos hulle vir Moses toegemaak het, toe van Berg Sinai afgekom het, dat hy so geskyn het, toe hy covenant ontvang het. Mag jy skyn, covenantskind van Abba. En dankie Vader, die vir ons sê, sal vir ons die Shalom vrede gee. Ek bid die Shalom vrede vandag hierso. Dankie dat jy nou die plek wil vol. Dankie dat die plek wil vol met die roog. Dankie vir die vrede vandag. Ons eer die Abba. Abba, ons kom vra dat alles, hierdie hele seën ontvang ons. En die seën Yeshua Messias se naam. Ons koning en ons hoofpriester, deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Amen. Amen. Dankie Here.